Baie hartlike goeiemôre van my kant af, so bly en dankbaar vir elke liewe persoon wat vanoggend die moed gehad het om my daar die koue, om in hierdie koue uit die warm, hopelik het jy warm slaapplek iewers gehad op te staan en klaar te maak en hier na toe te kom, hier waar ons vanoggend so by mekaar is as gemeente, so 'n hartlike welkom aan almal vanoggend en dan ook 'n hartlike welkom aan ons aanlyn kykers daar waar julle ook al van waar af julle ook al ingeskakel is. Dis altyd vir my so 'n groot bemoediging om te weet die woord van die Here kan gehoor word verder. As net hier in hierdie kerkgebou ook deur sosiale media. So ons is baie dankbaar vir elke liewe persoon wat vanoggend saam met ons hier ingeskakel is op Facebook. Maar ons is dan nou so by mekaar in die Here se naam vanoggend. Die van julle wat wil, kan so lank blaai na Exodus hoofstuk 14. Exodus hoofstuk 14. En dit is in my 83 vertaling op bladsy 82, waar ons gaan van daar af saam lees. Die verhaal begin eintlik al op bladsy 81, die begin van Exodus hoofstuk 14, maar ons gaan terwille van die tyd, gaan ons hier so 'n bietjie verder, gaan ons daar inval. As ek vir ons klankspan daar agter kan vra dat julle net die video, die liedjie, dis eintlik 'n baie aangrypende lied, maar daarmee saam ek 'n video net vir ons so lank kan regkry. Ons gaan nou binne die volgende minuut of wat gaan ons saam daarna kyk en saam daarna luister. Nou ek wil vanoggend die vraag vir jou vra en ek glo die Here wil vanoggend daardie vraag uit na aanleiding van hierdie aangrypende ware verhaal vir ons die vraag kom vra en jy sal vanoggend die antwoord ken en ja, die Here ken vanoggend elkeen van ons se harte en hy ken ons omstandighede soos ons vanoggend hier sit. En die vraag is wanneer dit vir jou voel asof daar nie menslik gesproke enige uitweg is of enige oplossing is of enige uitkoms is in 'n krisissituasie waarin jy jouself mag bevind nie. Dalk voel jy juis vanoggend so asof jy in een of ander baie moeilike situasie jouself bevind. Wat jy dalk op hierdie oomblik nie weet watter kant toe nie. Aan die begin van die diens, die aanlyn kykers was toe nou nog nie ingeskakel natuurlik nie, maar het Andrei in sy openingsgebed juis ook dit genoem en dit vir die Here gebring van die disippels wat ons daar op die see van Galilea in daai bootjie was toe daai verskriklike storm opgesteek het. En Jesus was nie, daar's verskillende verhale, een wat Jesus nie by hulle was nie, hy het gaan bid nog en hy later toe by hulle aangesluit en aangestap, gekom op die water na hulle toe. 'n Ander keer was hy wel in die bootjie en het hy gelê en slaap. Maar elke keer was daar 'n storm. En ja, Andrei het onder andere ook dit genoem in sy openingsgebed vanoggend. Die disippels het bang geword. Hulle het so bang geword dat hulle geskree het van angs. Die mense van wie ons vanoggend hier lees, het inderdaad ook baie bang geword. En soos ek sê, miskien sit jy vanoggend hier en dalk nie fisiese vrees nie, maar dalk het jy vanoggend in jou hart 'n beklemming, 'n onsekerheid. Weet jy nie watter kant toe om te gaan as gevolg van watter omstandigheid ook al vanoggend in jou lewe of in jou hart is nie. En die vraag is, hoe tree ek en jy op as kind van die Here in hierdie krisis of hierdie moeilike omstandighede of hierdie uitdaging?
Ons gaan gaan ons lees wat gebeur het in hierdie hoofstuk van Exodus 14, toe die Israeliete in so 'n groot krisis hulle self bevind het. Maar voordat ons dit gaan lees, het ek 'n aangrypende lied opgespoor, en dit is in Engels, maar ek glo die meeste van ons kan daarom Engels verstaan, al kan ons dit dalk nie altyd so goed self praat nie, maar ons kan dit daarom verstaan. En hierdie is 'n aangrypende lied, juis oor wat my as kind van die Here se ingesteldheid moet wees, en ek glo dit gaan ons vanoggend so bietjie beter help om te verstaan wat ons behoort te doen en hoe ons behoort te dink oor 'n krisis of 'n situasie of omstandighede wat ons dalk mag bang maak of dalk selfs moedeloos maak wanneer ons onsself daarin bevind. Kom ons luister en kom ons kyk. Dankie, Ronel. Right now, we are in the midst of a supernatural war. Just like Pharaoh and his army were closing in. The sea was in front of them. The army was behind them. Fear said, "There is no way out, this is the end." But Moses said, "Do not be afraid. The Lord will fight for you. You only need to be still. You don't have to fight this battle. You don't have to save yourself. Today, the Lord will fight for you. So be still. Go on your knees. Lift your eyes and pray. All belongs to the Lord. I hear the drums of the enemy marching. I feel the ground shaking under my feet. But you don't call me into bed. You call me into belief. I hear heaven's whisper rising. Stand still and watch me win. I see the giants in the valley. I've counted every sword and spear. But you remind me in the battle, this fight is mine to not fear. I won't bow what I see. I won't bow to what I feel. You are speaking over chaos. Your promise is my shield. The war belongs to the Lord Jesus. The battle is not mine. I stand still in attention while heaven draws a line. When the armies rise against me and the ground beneath me shakes, I will watch the hand of God move. For the war belongs to the Lord. I hear a voice of accusation trying to steal my promised land. But Jesus says that I am chosen, and across the sea of my victory, you go before me in the fire. You stand behind the flame. Every step I take is ordered by the power of your name. Jesus, the same God who split the Red Sea, is still alive and moving. He will save me from this last army and give me victory today. I don't fight to earn your favor. I don't fight to prove I'm strong. I fight from a finished victory. When the cross has already won. The war belongs to the Lord Jesus. The battle is not mine. I stand still in attention while heaven draws the line. When the armies rise against me and the ground beneath me shakes, I will watch the hand of God move. For the war belongs to the Lord.
stand still and lift my eyes. I will not fear, I will not run. The Lord of hosts is here. Every enemy retreats tonight, for this battle's already won. In the name of Jesus, every chain breaks, every stronghold falls. No weapon formed against me or my family will stand. No power of hell can stay when the Lord of hosts commands. Every enemy must flee. The war belongs to the Lord. 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 If God is for me, who can stand? No one, no one. The war belongs to the Lord Jesus. The battle is not mine. I stand still in attention while heaven draws the line. When the armies rise against me and the ground beneath me shakes, I will watch stand and God rules. For the war belongs to the Lord. I stand still, I lift my eyes, yeah. To the Lord. I stand still, I lift my eyes to the Lord. The battle belongs to the Lord. Kom ons gaan daar na Exodus 14 toe. Dis die verhaal van die volk Israel. Hulle is net 'n rukkie terug uit Egipte land, uit slawerny uitgelei, onder leiding van Moses deur God wat hierdie kragtige bevryding vir hulle gebring het. En die Here gee opdrag dat hulle op pad na die beloofde land 'n sekere roete moet volg. Daar in vers 1, die Here het vir Moses gesê, beveel die Israeliete om weg te draai en kamp op te slaan naby Pi Hahiroot tussen Migdol en die see. En hulle toe die Here se opdrag uitgevoer. Daar staan in vers 4, die Israeliete het die bevele uitgevoer. En natuurlik, wat gebeur? Die koning van Egipte, Farao, vers 5, kry die berig dat die volk vergoed weg is en sy houding en die van sy amptenare teenoor die Israeliete het verander. Die Egiptenaars het gesê, wat het ons aangevang dat ons die Israeliete laat trek het? Nou is ons hulle diens kwyt. Die Farao het sy strydwa laat inspan en sy leer saam met hom gevat. Hy het 600 beste strydwaans gevat, asook al die ander Egiptiese strydwaans, elkeen met 'n bemanning van 3. Die Here het die Farao, die koning van Egipte, koppe gemaak, sodat hy die Israeliete agtervolg het. Maar die Israeliete het onder die beskerming van God verder getrek. En die Egiptenaars het hulle agtervolg en al die strydwaans van die Farao met bemanning en leermag het hulle ingehaal terwyl hulle besig was om by die seekamp op te slaan naby Pi Hahiroot reg oor Baal Sefon. Kry nou hierdie prentjie. Vers 10 sê, toe die Farao nader kom, sien die Israeliete skielik die Egiptenaars sit hulle agterna. Hulle het baie bang geword en benoud na die Here geroep. So hier hoor ons
Dit is waar die Israeliete hulle self bevind. Hier is hulle, die uitdrukking is mos letterlik tussen die duiwel en die diep blou see. Maar hier is hulle letterlik tussen die Rooi See voor hulle en agter hulle is die Farao. Die Egiptiese koning met al sy 600 plus watt strydwaan, sy bemanning, hy gaan hierdie klomp Israeliete terughaal, het hy by homself gedink. En hulle kan ook nie kant toe nie, want daar was berge, daar was woestyn, so hulle is letterlik fisies vasgekeer. Dis waar die Israeliete hulle self bevind. Rooi See voor hulle, Farao en sy manskappe op hulle hakke agter hulle. En ek dink baie keer, soos ek net nou gesê het, voel dit vir 'n mens al nie fisies so nie, maar baie keer voel dit vir jou geestelik, emosioneel so. Dis die Rooi See voor jou, hierdie onoorkomlik menslik gesproke, onoorkomlike probleem of uitdaging of siekte of watter omstandighede ook al of finansiële krisis en agter jou is dit soos Farao en sy manskappe, daar is ook probleme, daar is ook dinge wat jou bang maak en hier staan jy. En wat nou? Wat nou? Wel, ons het hier gehoor wat was die Israeliete se reaksie. Hulle het baie bang geword en benoud na die Here geroep. So, aan die een kant het hulle die regte ding gedoen, want hulle het na die Here geroep, ten minste het hulle dit gedoen. Maar wat doen hulle toe? Hulle sê vir Moses, is daar nie begrafplek in Egipte nie, dat jy ons saamsleep om in die woestyn te sterwe? Wat het jy ons aangedoen, dat jy ons uit Egipte laat trek het? Ons het jou mos in Egipte gesê om ons te laat staan, dat ons vir die Egiptenaars kan werk. Dit is vir ons beter om vir hulle te werk, as om hier in die woestyn om te kom. So hier kom die eerste keer wat hierdie klomp Israeliete, en dit sal ook hierdie ongelukkig die laaste keer gewees het nie, wat hulle met Moses begin beklei en vir hom sê, hoorie, hulle verwyd hom, wat het jy aan ons gedoen? Hoekom het jy ons uit Egipte uit gelei? Kyk hierso, jy het ons gebring dat ons nou net hier kan gaan staan en doodgaan. Want hulle is bang en hulle sien nie enige uitkoms nie. Hulle dink nie, wat het eintlik net so 'n rukkie terug reeds gebeur met hulle, daai groot wonderwerk, en dit het oor 'n tyd lank gekom, want dit is 'n hele paar pla, die 10 pla wat God gestuur het oor tyd heen, en hulle dink nie, dis hierdie groot God, dis hierdie selfde God wat hulle uit Egipte uit laat trek het, wat hierdie 10 pla gestuur het, wat letterlik hierdie wonderwerk gedoen het, en as hy dit gedoen het, dan is hy mos in staat om hulle nou ook te red. Sou hulle eintlik moes gedink het. Maar nee, hulle dink nie so nie. Hulle dink, dis nou tickets vir ons. Hulle twyfel in God, in wie hy is, in sy goedheid. Hulle dink vir hulle self en hulle moan en hulle beklei met Moses en sê, ja, 10 dit is wie God is. Hy het ons net uit Egipte uitgekry, sodat ons hier kan laat kom doodmaak, dat ons hier kan sterf. En ek dink, dit is baie keer wat ek doen, en ek is seker ek's nie die enigste een nie. Wanneer ons begin om bang te raak, of nie uitkomste of oplossings te sien in die omstandighede waarin ons onsself bevind nie, dan begin ons te twyfel. Dan begin ons te twyfel in God se goedheid. Dan begin ons te twyfel in wie hy is. Dan begin ons te twyfel in dat hy ons lief het. En dan begin ons om te vergeet wat hy al gedoen het vir ons in die verlede. Hoe dat hy ons gebring het tot hier, en ons nog nooit in die steek gelaat het nie. En ons twyfel. Ons beklei. Maar die goeie nuus is vanoggend,
Die Here gee vir ons 'n nuwe kans. As jy dalk op hierdie oomblik in daai situasie is waarin jy jouself bevind, wat jy nie weet watter kant toe nie, wat jy selfs met die Here dalk beklei het en dalk begin moed opgee het en dalk begin twyfel het en dalk begin wonder het. Kom ons lees wat sê vers 13. Wat het gebeur daar? Maar Moses het die volk geantwoord: Moenie bang wees nie. Staan vas. Kyk hoe die Here julle vandag gaan red. Want soos julle die Egiptenaars nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. En dan vers 14 van Exodus 14, so onthou 14:14, so 60:60, maar hierdie is 14:14. Exodus 14 vers 14. Bly julle maar kalm. Die Here sal vir julle veg. Bly julle maar kalm. Die Here sal vir julle veg. Die 2020 vertaling, Afrikaanse vertaling sê, die Here sal vir julle veg, julle moet net rustig wees. Julle moet net rustig wees. Die Here sal vir julle veg. Psalm 46, dink vers 10 of 11, wat sê, bedaar en weet en erken dat ek God is. Onthou nou hulle hier staan hulle, of hier sit hulle kamp opgeslaan, die Egiptenare is hier op hulle hakke, hier is die Rooi See voor hulle, so hulle het nog nie die oplossing nie, hulle het nog nie die uitkoms nie, hulle weet nog nie wat gaan gebeur nie. Hier hoor hulle die opdrag van Moses. Wees rustig. Wees kalm. Bedaar. Hier word 'n opdrag van geloof vir hulle gegee. Want menslik gesproke was daar geen uitkoms nie. Hulle kon nie vorentoe, hulle kon nie definitief nie agtertoe nie. Hulle kry 'n opdrag van geloof. Moses kom gee nie vir hulle een of ander militêre plan en sê, okay, right ouens, julle gaan daarna toe, ons gaan hulle inwag, en dan as hulle dit doen, dan gaan ons dat doen. Dis nie wat Moses doen nie, hy gee vir hulle 'n geloofsopdrag. Hy sê in vers 13, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Vrees, angs, bang wees is die vyand se grootste wapen. As hy ons kan kry om te begin vrees, om te begin twyfel, om te begin bang wees, dan verlam hy ons gees. Dan begin ons om te vergeet wie God is, wat hy al gedoen het vir ons in die verlede, hoe hy ons al deur diep waters, deur donker dale van doodskade weer, Psalm 23, hoe hy ons gedraai het, as ons begin om te vrees. So Moses sê hier, moenie bang wees nie, moenie vrees nie. Jesus het dit gesê vir sy disippels ook, moenie bang wees nie, dit is ek. Moenie bang wees nie. En dan sê Moses, so dit was die eerste deel, daar in vers 13, moenie bang wees nie. En dan sê hy in die tweede sinnetjie, staan vas. Kom sê hy dit? Want ek dink hierdie, amper sê ek Egiptenare, hierdie Israeliete, het teen gedink, hoorie, as ons nou begin hardloop, dan kan ons dalk een of ander ding probeer uitsorteer. Hulle het definitief teruggedink aan Egipte, hulle het teruggedink aan daar wat hulle gedink het dit beter was vir hulle, alhoewel hulle slawe was en verskriklik behandel is daar en onderdruk is, ensovoorts, selfs doodgemaak is. Dis partykeer wat mens ook moes doen. Wanneer jy in so 'n situasie kom, dan dink jy,
die use? Hoekom stap ek nog die pad saam met die Here? Hoekom? Help anyway niks nie, kyk waar is ek nou alweer, ek kan maar net sowel teruggaan na daar waar ek vandaan kom, dit wat ek altyd gedoen het, kan maar net sowel terugval, maar net sowel weer in daai slegte gewoontes van my verval, what's the use? Presies wat die bose wil hê, maar die Here kom sê, staan vas, moenie terugdraai na Egipte nie, moenie terugdraai na jou ou lewe, na jou ou gewoontes toe nie, maar staan op God se beloftes, selfs al skud die grond onder jou voete, staan op God se beloftes, dink aan wat God sê in sy woord, gaan soek God se beloftes. Toe ek dit lees, dan dink ek vir myself, liewe aarde Eldrey, wanneer laas het jy teruggedink aan wat God se beloftes vir jou spesifiek was en steeds is? Het jy al vergeet wat die Here vir jou gesê het? En ek moet sê, ek het al begin vergeet. Ek leef nie meer uit daai beloftes uit wat God gegee het vir my nie. Dalk is jy vanoggend ook in daai situasie. Dalk moet jy vanoggend ook teruggaan na God se beloftes toe en dalk het jy dit iewers neergeskryf en dit weer gaan lees. En sê, maar God het aan my beloof dit en dit en dit en dit. Ek staan opnuut vanoggend op daardie beloftes. Ook vir ons as gemeente. Dalk moet ons vanoggend weer teruggaan na God se beloftes. En dan die derde deel van hierdie opdrag, hierdie geloofsopdrag wat Moses vir hulle gegee het. Eerstens gesê, moenie bang wees nie. Tweedens gesê, staan vas. Kyk hoe die Here julle vandag gaan red. En dan vers 14, bly julle maar kalm. Of wees net rustig. Of wees net stil, vers 14. En dan sê die slim mense in die oorspronklike Hebreëus beteken hierdie stil wees om jou hande te laat sak. Dit beteken met ander woorde om op te hou, om te probeer om uit jou eie krag alleen hierdie situasie te probeer oplos of te hanteer of beter te maak. Om jou kop te breek, om nagte wakker te lê en te probeer dink aan uitweg en oplossings en maniere. Nee, laat sak jou hande en sê, Here, ek gaan doen wat ek moontlik kan doen, menslik gesproke, maar ek gaan nie verder my kop breek nie. Ek kan nie meer nie. Want sien, as ek gaan ophou om my vrese te beveg, dan kan ek God toelaat om namens my te veg. So wat beteken dit vir jou en my vanoggend? Ek wil klaarmaak. Die belofte is vanoggend duidelik vir ons. Die Here sal vir ons veg. Die Here sal vir julle veg. En ons dink mos maar partykeer, ons moet die Here help om ons probleme te kan oplos. Alles lê net op my skouers. Ek moet hierdie ding kan uitsorteer. Ek moet dit kan oplos. Want met respek gesê, die Here doen nie wat ek dink hy moet doen nie. Nee. Die stryd is God se. Ek gaan nie nou die hele verhaal verder lees nie, ter wille van die tyd. Maar ons weet wat die uiteinde van hierdie verhaal was hier van die Israeliete. Met die Rooi See voor hulle, Farao en sy mag agter hulle, die res rondom hulle kan geen kant toe nie. Vers 21 sê, Moses het sy hand oor die see uitgesteek en die Here het daar die hele nag die water met 'n sterk oostewind weggedryf, sodat die water van die Rooi See oopgekloof het en die see daar droog gelê is. Die Israeliete het op droë grond deur die see gestap en die water het weerskante van hulle soos 'n muur gestaan. Imagine that!
Hier stap hulle sê, slim mense sê, dit was by die miljoen Israeliete. Dis 'n klomp rugby stadions vol, mense, en nog hulle diere. En hier stap hulle deur daai Rooi See, pad oopgemaak, God, dit was soos mure aan weerskante van hulle, hier stap hulle deur, daai see. Grond is droog. Dan sê vers 23, die Egiptenaars het hulle agterna gesit, die Farao se perde, die strydwaans, die bemanning. Hulle is almal agter hulle daar in die see in, want hulle sien nou, okay, daar gaan hulle, daar's 'n pad. En dan sê vers 24, in die vroeë môre het die Here uit die vuur en wolkkolom afgekyk op die Egiptiese leer en verwarring onder hulle gesaai. Hy het die wiele van hulle strydwaans laat afval, sodat hulle skaars kon beweeg. En toe sê die Egiptenaars, ons moet wegkom van die Israeliete, want die Here veg vir hulle teen Egipte. En toe sê die Here vir Moses, steek jou hand uit oor die see, sodat die water oor die Egiptenaars en oor hulle strydwaans en bemanning kan stroom. Moses steek toe sy hand uit oor die see, en teen dagbreek het die see teruggestroom oor sy bodem, en die Egiptenaars het hulle teen die water vasgevlug. Die Here het hulle deur die see laat meesleer. Toe die water terugstroom, was die strydwaans en die bemanning, die hele leermag van die Farao, wat agter die Israeliete aan die see in is, toe onder die water. Daar het nie een van hulle oorgebly nie. End of story. Dis wie God is. En die goeie nuus vir ons vanoggend, hy is dieselfde God vandag nog, né? Hebreërs sê vir ons, Jesus Christus is gister, vandag dieselfde en tot in ewigheid. So hierdie selfde God is nog jou en my Here ook vandag. 3 dinge wat ons net saam met ons kan vat vanoggend, wat ons moet weet. Die stryd is uiteindelik die Here se. Ja, dis jou probleem, dit is jou krisis, dis jou moeilike situasie, maar die stryd, the battle is the Lord's. En hoekom sê ek so? Want ek en jy op ons eie is nou ongelukkig nie sterk genoeg om hierdie Farao of hierdie krisis te self te oorwin nie. Ons kan nie in ons eie krag nie, maar God kan. God is sterk genoeg. En as ek en jy vanoggend gaan kies om te doen wat die Here hier gesê het vir Moses, om te sê vir die Israeliete, wat die Here vir ons sê in Psalm 46, om rustig te wees, om tot bedaring te kom, dan is dit 'n teken van geloof. Dit beteken om stil te wees, nie te sê ek gaan niks doen nie, doen wat jy moontlik menslik kan, maar jy doen dit en jy gee oor aan die Here en sê, Here, hier is dit, dis in U hande, U is almagtig, ek vertrou U, U sal en U kan vir my 'n uitweg bring. U kan voorsien. En dan in die Israeliete se geval het die see oopgegaan en hulle deurgestap, soos ons nou gelees het. En dalk gaan die Here in jou situasie, daai Rooi See, as 'n mens daai beeld kan gebruik, oopmaak vir jou en hy gaan vir jou 'n uitweg bring. Maar as hy dalk kies om dit nie te doen nie, dan sal hy jou nogtans deur dit bring. Dan sal hy jou deur daardie krisis of situasie bring. Hy kan jou uitred, maar as hy kies om dit nie te doen nie, dan gaan hy saam met jou deur daardie krisis of situasie stap. Ander kant uit, om sy naam te verheerlik. Mag ek en jy vanoggend nie wees soos hierdie klomp Israeliete, wat begin bang raak het en begin mor en kla en begin twyfel het in wie God is nie. Maar mag ons in geloof doen wat God van ons vanoggend vra en sê, die Here is God, daar's niemand soos hy nie. Ek kies om vanoggend
te bedaar en te erken dat hy God is, hoog bo die nasies. En ek weet, die Here gaan ons deurdra, wat ook al ons rooisee mag wees. Amen. Here, dankie dat ons vanoggend net weer hierdie so bekende verhaal kon hoor en kon lees hier in Eksodus 14, maar veral vers 14, waar U hier kom sê het, toe die Israeliete daardie nag voor die Rooisee gestaan het met die Egiptenare, die Farao en sy leermag, strydwaans op hulle hakke, en basies vasgekeer was, nie geweet het watter kant toe nie, het U deur Moses 'n weg gemaak. Maar Here, U het U volk geroep om in geloof te bedaar, om in geloof rustig te raak en nie angstig rond te kyk nie en nie bang te wees nie, maar in geloof na U te kyk, Here, wat vir hulle inderdaad toe daardie pad gemaak het deur die Rooisee. Ander kant uit, veilig gelei het. En Here, U ken vanoggend ons as ons hier sit, U ken elkeen wat ook by die waar ook al aanlyn ingeskakel is, en U weet hoe ons dalk vanoggend voel, ons is op dieselfde plek. Wat ons situasie ook al mag wees. Dit voel asof die Rooisee voor ons is en die Farao en die Egiptenare agter ons en ons vasgekeer is, Here, of ons moedeloos is, ons is bang, ons weet nie watter kant toe nie. Dankie dat ons weet, Here, U is die een wat oorwin het. U is die stryd, U is die een wat die stryd namens ons wil en sal stry. As ons U net daardie geleentheid gee, daardie kans gee, Here, as ons in geloof sê, Here, hier is my situasie, hier is my probleem, hier is my krisis. Ek kies om nie angstig rond te kyk nie, ek kies om in geloof na U te kyk. Maar die begin en volëinder is van ons geloof, soos Hebreërs 12 dit vir ons sê, Here, Jesus, U is die een wat voor ons uitgegaan het, die pad vir ons gelyk gemaak het. Dankie daarvoor, Here. Help ons om in geloof rustig te word by U, en te weet, U is almagtig, U is in staat om vir ons die uitkoms te gee, soos wat net U kan. Ons vertrou U vanoggend daarvoor, in geloof, en ons eer. In U naam bid ons dit. Amen.